Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie donderdagoggend. Ja, ons is by Johannes 21 en nou vanaf vers 15 tot 19. Die agtergrond van hier moet jy onthou dat Petrus vir Jesus verloon het. Daai verskriklike gebeurtenis waar Petrus gesê het hy sal Jesus volg tot in die dood toe, maak nie saak wat nie. En drie keer het hy ontken dat hy Jesus ken. Hy het gesê ek ken hom nie. Petrus, die rots, die belydenis dat Jesus die Christus is wat uit sy mond gekom het, wat die rots is waarop die kerk gebou word. Hier word dit beswat met hierdie belydenis, maar ek ken hom nie. En nou na Jesus se opstanding lees ons dan vanaf vers 15. Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle? Hy sê toe vir hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Hy sê vir hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Hy vra hom die derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde keer gevra het: Het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom: Laat my skape wei. Amen, amen. Ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy self jou gordel vasgemaak en gegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud word, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou gordel vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Hy het dit gesê om aan te dui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En nadat hy dit gesê het, sê hy vir Petrus: Volg my. Ja, geliefdes, hierdie is 'n ongelooflike ryk gedeelte. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons boeke deurwerk. En daarom is dit vir my wonderlik dat jy saam met my hierdie hele pad deur Johannes geloop het. En sien, Johannes vertel hoe Petrus vir Jesus verloon het. En nou, nadat Petrus 3 keer gesê het, ek ken hom nie, kry hy nou die geleentheid om 3 keer te bely, maar ek het hom lief. Here, ek het U lief, U weet dit, U weet alles, U weet dat ek U lief het. 3 keer kry hy geleentheid om dit te bely. En dis wat staan. So hy kry 'n geleentheid om reg te maak, daar waar hy vir Jesus verloon het. 3 keer het hy verloon, 3 keer kry hy nou geleentheid. Gee die Here vir hom 'n nuwe kans om te bely dat hy hom lief het. En dan, onthou nou ook, hoekom het hy Jesus verloon? Dis nou vir my baie maklik om te sê, ja, Petrus het nou Jesus verloon, maar gaan kyk na die gebeure. Jesus is gevange geneem, hy gaan gekruisig word. Petrus het vir sy lewe gevrees. Nou vertel Jesus vir hom met watter dood, en dit staan so mooi, met watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Hier is die verandering. Petrus gaan nie weer bang wees vir die dood nie. Ook nie die wreedheid daarvan nie. Hy gaan God verheerlik, selfs in die manier hoe hy sterf. En ons weet uit die kerkgeskiedenis uit word 'n verhaal vertel dat Petrus ook gekruisig sou word soos die Here Jesus. En dat hy toegesê het, maar hy is nie werd om op dieselfde manier as Jesus te sterf nie. En hy het hulle versoek dat hulle hom onderste bo kruisig, wat hulle gedoen het. En dan
die laaste ding wat hy vir Petrus hier sê is, volg my. Daarmee roep hy weer vir Petrus. Hy het hom ons in die begin geroep, jy onthou dit, reg deur die evangelie. In die begin het Jesus vir Petrus gesê, volg my. En hier sê hy dit weer. En dis al wat Petrus hoef te doen. Hy moet vir Jesus volg. En geliefdes, dis al wat ek en jy moet doen. Ons leef nie noodwendig in 'n land, in 'n wêreld, dankbaar, nee, dat ons terwille van ons geloof vervolg word, nee. Maar die roeping bly dieselfde. Dat ek en jy vir Christus sal volg. Dis al wat ons moet doen. Ons moet vir Jesus volg. Amen. Here almagtige God, ons wil ook volgens soos Petrus bely dat ons vir U lief het. Ons het U waarlik lief. En ja, Here, help ons om net vir U te volg. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.